Hartlik goeiemôre geliefdes. Welkom by hierdie erediens. Mag ons vandag werklike ontmoeting met die lewende God en met mekaar hê. Ek begin hierdie erediens deur vir ons saam te lees uit die Psalm vir die week, Psalm 86. Here, draai u oor, antwoord my, want ek is magteloos en behoeftig. Beskerm my lewe, want ek is 'n getroue volgeling. Verlos u dienskneg wat op u vertrou. U is my God. Wees my genadig, my Heer, want na u roep ek die hele dag lank. Maak die hart van u dienskneg bly, want na u, my Heer, hunker ek. U, my Heer, is immers goed en vergewensgesind en oorvloedig in troue liefde teenoor almal wat na u roep. Here, hoor tog my gebed en gee tog aandag aan my smeekgebede. In die tyd van my nood roep ek na u, want u antwoord my. Geliefdes, die Here wat ons antwoord, wat ons hulpgeroep hoor en daarop antwoord. Dis die Here wat ons vandag ook groet in sy teenwoordigheid en vir jou sê genade, barmhartigheid en vrede vir jou. Amen. Kom ons bid saam. Here, dankie dat u ons hulpgeroep hoor. Dankie dat u nie afsydig staan teenoor ons nie, maar dat u ons antwoord, dat u na ons toe uitreik. Here, wil u ook gee dat ons na u sal hunker. Here, soos die psalmdigter sê, na u, my Here, hunker ek. Here, weet ons ook dat daardie hinkering nie uit onsself kom nie, maar dat dit u is wat deur die Gees daardie hinkering in ons wakker maak. Help ons, Here, dat ons ook na u sal hunker, dat ons sal groei, Here, dat ons sal begeer om u beter en beter te leer ken. Here, maak dan ook vandag u woord vir ons oop, dat as ons dit hoor en daarna luister, ons ook na u sal hunker. In Jesus se naam. Amen. Geliefdes, ek wil vandag die wet van die Here aan ons voorhou uit Romeine hoofstuk 6. Dis nie 'n gewone teks vir die wet van die Here soos Eksodus 20, wat vir ons 'n klomp moets en moenies as ware gee nie. Dis 'n teks wat vir ons iets vertel oor die sonde het nie meer 'n houvas op ons nie. Daarom wil ek vra, is dit enigstens nodig vir ons as Christene om aan die sonde herinner te word? So is dit nodig dat ons Eksodus 20 lees wat sê, jy moenie steel nie, jy moenie egbreek pleeg nie, jy moenie die nie, jy moenie daai nie. Of ken ons die Here goed genoeg, dat ons nie meer aan die sonde herinner hoef te word nie? Want ons weet tog wat is reg en wat is verkeerd. Paulus sê in Romeine 6 as ware, ons het die sonde afgesterf. Luister wat hy skryf, Romeine 6 vers 1. Wat sal ons dan sê? Sal ons in die sonde bly voortleef, sodat die genade kan toeneem? Hoegenaamd nie. Ons wat die sonde afgesterf het, hoe kan ons nog langer daarin bly leef? Ons wat die sonde afgesterf het. Ons is dood vir die sonde. Ons het 'n nuwe identiteit gekry. Ons is nie meer sondaars nie. Ons is kinders van God. Wanneer jy God se kind word, wanneer jy 'n Christen word, dan word jy deel van die Messias se verhaal. En sê Paulus verder in Romeine 6, ons het gesterf saam met Christus. Ons is begrawe saam met Christus. En dan ons word opgewek saam met Christus tot 'n nuwe
lewe. Dis die wonder van die evangelie. 'n Christen behoort nie meer aan hom of haarself te dink as iemand wat nog onder die heerskappy van die sonde leef nie. Romeine 6 vers 11, beskou julleself as dood vir die sonde, maar lewend vir God, in Christus Jesus. Dis wat Jesus vir ons kom doen het. Dood vir die sonde, maar lewend vir God. Daarom leef volgens wie jy is in Christus. Nie wat jy vroeër was nie. Nie langer 'n sondaar nie. Die Christelike lewe is daarom nie 'n poging om 'n beter mens te probeer wees nie. Nee, die Christelike lewe begin juis by die besef dat ons deur Christus se dood en opstanding in 'n nuwe werklikheid ingesluit is. Dood vir die sonde, lewend vir God. En al wat dit van ons vra is, gaan leef vanuit hierdie nuwe werklikheid as God se kind, die nuwe lewe wat hy deur sy Gees vir ons moontlik maak. Ek wil vandag vir ons die woorde van die apostoliese geloofsbelijdenis voorhou en ek wil vra dat jy dit in jou hart saam sal bely. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde. Ek glo in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, vanwaar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe, en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges. Ek glo in die vergewing van sondes. Ek glo in die opstanding van die vlees. Ek glo in die ewige lewe. Amen. Geliefdes, ons skriflesing vandag is 'n volgende verhaal in die Abraham geskiedenis. Ons lees dit saam in Genesis hoofstuk 21 vers 8 tot 21. Die kind, dis nou Isak, die kind het gegroei en is gespeen. Abraham het op die dag toe Isak gespeen is, 'n groot feesmaal gehou. Sara sien toe dat Hagar, die Egiptiese vrou, sy seun wat sy vir Abraham in die wêreld gebring het, spottend lag. Sy het vir Abraham gesê: "Jaag hierdie slavin en haar seun weg, want hierdie seun van hierdie slavin mag nie saam met my seun, saam met Isak, erf nie." Maar die saak was heeltemal verkeerd in Abraham se oë, omdat dit sy seun was. God het egter vir Abraham gesê: "Laat die saak van die seun en jou slavin nie verkeerd wees in jou oë nie. Alles wat Sara vir jou sê, luister na haar, want daar sal na jou nageslag met die naam van Isak verwys word. Maar ook die seun van die slavin sal ek tot 'n nasie maak, omdat hy jou nageslag is." Abraham het die môre vroeg opgestaan. Hy neem toe brood en 'n sak water en gee dit vir Hagar. Hy het dit op haar skouer gesit en ook die kind en haar toe weggestuur. Sy het vertrek en in die woestyn van Berseba rondgedwaal. Toe die water in die sak opraak, het sy die kind onder een van die struike neergesit.
Sy loop toe en gaan sit aan die ander kant, so ver weg as wat 'n mens met 'n pyl kan skiet, want sy het gedink, ek wil nie die dood van my kind aanskou nie. Terwyl sy so daar sit, het sy hardop begin huil. God het die seun se gehuil gehoor. Toe roep die engel van God na Hagar uit die hemel en vra vir haar, wat is fout, Hagar? Moenie bang wees nie, want God het die gehuil van die seun, daar waar hy is, gehoor. Staan op, tel die seun op en hou hom styf vas, want tot 'n groot nasie wil ek hom maak. God maak toe haar oë oop en sy sien 'n put. Sy loop toe, maak die watersak vol en laat die seun drink. God was met die seun en hy het opgegroei. Hy het in die woestyn gewoon en hy het 'n boogskutter geword. Hy het in die Paran woestyn gewoon en sy moeder het vir hom 'n vrou uit Egipte land geneem. Tot sover uit die woord van die Here. Mag die Here sy woord aan ons seën. Slaag 'n sig van verligting. Sara het die seun wat sy in die wêreld gebring het, groot gekry. En vandag word hierdie kind se lewe as ware gevier. Hy is nou groot genoeg om soort van darm veilig te wees. Ons moet in gedagte hou dat die meeste kinders in daardie tyd voor hulle 5de verjaarsdag gesterf het. Jy kon dus nie te vinnig dink dat jou nageslag nou veilig is nie. Dat sou nog steeds 'n baie onsekere besigheid gewees het, maar nou vier Abraham fees. Isak groei mooi, Isak is gesond, hy kan gespeen word. Die kans op 'n nageslag is nou so te sê verseker. Maar net soos ons dink dat dinge darm nou gaan beter raak, neem dit weer 'n slegte wending. Sara, sy wat al vir Hagar weggejaag het toe Hagar swanger was, Sara wat jaloers is op Hagar, Sara wat eintlik steeds bitter is en weet hoe baie op die spel is. As die eersgeborene vir Abraham was Ismael geregtig op 2/3 van die erfporsie. Maar as hierdie seun deur jou slaaf vir jou gebaar is, was die saak so bietjie meer ingewikkeld. Abraham het basies 2 opsies gehad in hierdie opsig. Hy moes of vir Ismael aanneem as sy eie kind. Wat beteken dit? As eersgeborene kry hy 2/3 van die erfporsie. Dan sou Ismael nie meer 'n slaaf wees of net die kind van 'n slaaf nie. Hy sou Abraham se eie kind wees. Die tweede opsie was, as hierdie kind groot genoeg is, moet hy die kind vrystel. Omdat dit sy kind is, kan die kind nie sy slaaf wees nie. So hy moes dan die kind vrystel. Nou, uit Abraham se reaksie op Sara se ultimatum, lyk dit asof Abraham vir Ismael wou aanneem. Ons lees dat Abraham diep ontsteld was oor dit wat Sara gevra het. En hier is dit nogal belangrik dat ons onthou dat die woord wat Abraham gebruik, die woord wat Abraham se emosie beskryf, was 'n baie sterk woord gewees, sterker as wat die vertaling dit dikwels vertaal. Abraham was regtig diep ontsteld oor dit wat Sara gevra het. Wanneer ons egter gaan kyk na die woord wat vir Sara ontstel, as daar staan dat Ismael vir Isak spottenderwys gelag het, dan is dit 'n woord wat eintlik baie moeilik is om te vertaal. Dit sou ook vertaal kon word met net die 2 kinders het saam
gelag. Of dat Ismael effens met Isak gespot het, maar soos wat boeties maar met mekaar maak. Dit sou ook kon wees dat hulle saam gespeel het, ou boet en jonger boetie, en dat hulle saam gelag het. Daardie gelag van Ismael sou eintlik geen ouer ontstel of geplaat nie, want kinders is mos maar kinders. Maar Sara is ontsteld. Sy besef hoe lief Abraham vir Ismael het. Sy besef Ismael is die eersgeborene. Dalk het sy iewers al gehoor dat Abraham hom wil aanneem as haar eie kind. Ons weet nie, dit word nie vir ons vertel nie. Maar uit Sara se ontsteltenis en Sara se ultimatum aan Abraham, kom ons agter dat haar belange en Isak se belange vir haar geweldig belangrik is. Haar eie belange weeg swaarder. Haar eie kind moet alles erf, nie net 2/3 nie, moet alles erf. Hy is eintlik mos die enigste erfgenaam, nie daardie slaafkind nie. Hoor dus die intrige wat hier aan die gang is. Abraham se ontsteltenis. Hy wil dit nie doen nie, hy is lief vir Ismael. Dis sy seun, sy eersgeborene. Maar dan verdiep hierdie intrige. God tree nou in. God raak deel van hierdie gesprek. Maar effens anders as wat ons sou verwag. God stem saam met Sara. Stuur die slaaf en die slaafkind weg, Abraham. God noem hulle nie eens op hulle name nie. Ontstellend. Maar geliefdes, terwyl dit vir ons baie vreemd klink, moet ons onthou wie God is. God is die getroue God. God is die God wat altyd sy beloftes hou. God wat ook aan Hagar beloof het dat haar seun Ismael 'n groot nageslag sal hê. Hy is nog steeds die God wat nou intree, wat nou optree, wat nou vir Abraham die opdrag gee. In Genesis 16 dan vlug Hagar as ware weg van Sara af, want Sara mishandel haar. En dan daar in die woestyn alleen ook waarskynlik sterwend, verskyn die Here aan haar en gee die Here aan haar 'n belofte as hy vir haar sê, gaan terug na Sara toe. Hy sê vir haar, jy moet jou seun Ismael noem, want die Here het van jou mishandeling gehoor. En dan roep Hagar tot God en sy sê, U is die God wat my sien. U is die God wat my sien. Nou geliefdes, die God wat daar vir Hagar raak gesien het, wat daar vir haar teruggestuur het na Sara toe, wat daar vir haar gesê het, noem jou seun Ismael, want ek het jou raak gesien. Hierdie God het nie verander nie. God het sekerlik nie nou van sy sorg vir Hagar en Ismael afgesien nie. Die feit dat Sara en Abraham as ware konkel, sodat daar darm 'n nageslag kan wees buite om God se plan, dit ontspoor nie God se plan nie. Dit maak nie dat God nou anders na Hagar en Ismael kyk nie. God sal nie, God kan nie die kind van Abraham verwerp nie. God wil mos niemand verwerp nie. Ook nie nou hier in hierdie geval nie. So daarom, die feit dat God vir Abraham die opdrag gee om vir Hagar en Ismael weg te stuur, maak nie die belofte aan Hagar ongedaan nie. En daarom is dit weer eens belangrik om 'n bietjie dieper te gaan kyk na die kultuur en hoe dinge in daai tyd gebeur het. Wanneer 'n slaaf vrygestel is, moes die baas van daardie slaaf vir die slaaf water en voedsel gee. En dit lyk
dit lyk asof dit wat Abraham vir Hagar gee, presies die rantsoen is, wat iemand sou gee, wanneer 'n slaaf vrygestel is. So ja, Abraham doen presies wat die Here vir hom sê, maar hy jaag nie vir Ismael en vir Hagar weg nie. Hy stel hulle vry, sodat hulle kan aangaan met hulle lewens. Hulle is nie nou wegloop en weggejaagde slawe nie. Hulle is nou vrygestel. Ek dink wat belangrik is in daai sin is ook om te onthou dat Ismael waarskynlik nou 'n jong man van so tussen 17, 18, 20 jaar oud is. Dit klink in die teks asof hy eintlik nog baie klein is. Maar onthou, Abraham was 86 toe Ismael gebore is. 100 jaar oud toe Isak gebore is. En kinders is selde voor hulle 5de verjaarsdag gespeen. Dit beteken Ismael is waarskynlik iewers tussen 18 en 20 jaar oud. So hy's glad nie so klein soos wat dit vir ons klink in die teks nie. Maar gestuur in die woestyn in met skaars 'n paar dae se water en kosvoorraad, sou hulle waarskynlik nie oorleef nie. Sonder ingryping van iemand wat hulle daar sou ontmoet en sou help, sou hulle sekerlik sterf. En dis hier waar die God van die belofte juis weer intree. God wat hoor, God wat nie afsydig eenkant staan nie, God wat in ons nood by ons is, saam met ons is, God wat vir Hagar raak gesien het, sien hulle nou weer raak. God wat vir Hagar gehoor het, hoor nou weer haar hulpkreet. En God voorsien. Of jy nou Abraham, of Isak, of Sara is, of die naamlose slawekind in sy ma, God hoor, en God help, en God tree in. Geliefdes, hierdie verhaal wil ons daaraan herinner, dat ons maar op God kan vertrou. Ja, ons eie mensgemaakte paaie lei dikwels gewoonlik tot nood en pyn. Maar God sal ons bring waar hy ons wil hê. Sy wil is altyd die beste. Sy tydsberekening is altyd reg. En ja, selfs al neem ons soms nog dinge in ons eie hande, soos Abraham en Sara gedoen het, sal God ook met ons mislukkings werk. Want dis net hoe God is. Hy gooi ons nie weg nie, hy verwerp ons nie. Ons mislukkings kan nie in God se pad staan nie. Dit kan nie God se liefde omverwerp nie. God sal nooit buite sy aard optree nie. Daarom, hy kan nie vir Hagar en Ismael verwerp nie. Hy kan hulle nie wegstoot nie. God se genade is altyd groter as ons mislukkings. Daarom sien en daarom hoor God vir Hagar en vir Ismael daar in die woestyn. God sien hulle raak. God hoor hulle noodkrete en God help. En weer eens gee God 'n belofte. Ek sal jou seën tot 'n groot nasie maak. Geliefdes, mag ons onthou dat die verskil tussen Isak en Ismael nie is dat God die een kies en die ander een verwerp nie. Nee, die verskil is geleë in hulle roeping. Isak en sy afstammelinge word geroep om God se seën na die nasies toe te neem. Dis hoekom God in die eerste plek vir Abraham kies en dat Abraham weggestuur word na die land wat ek vir jou sal wys, dat Abraham geseën word en dat God vir hom sê, in jou sal al die groot families van die aarde geseën wees.
Dis God se roeping vir hulle, nie omdat hulle spesiale wit broodjies van die Here is nie. Nee, hulle ontvang die grootste verantwoordelikheid om God se seëndraers in die wêreld te wees. En God se seën, sal ons sê, is die evangelie beliggaam. Dat God met elke mens in 'n verhouding van liefde en trou wil lewe. Dat God jou God wil wees, wat sy naam oor jou uitroep en sê, ek sal jou God wees tot in lengte van dae. Ek wil jou vrymaak. Ek wil vir jou vrede gee. Ek wil met jou in 'n lewende verhouding lewe. Daarom, geliefdes, dit gaan oor die lewe in die volheid van God. Die lewe soos God dit bedoel het, om God te ken en aan hom te behoort en in sy skaduwee te loop saam met hom. Dis daardie vrede en vryheid wat menslike verstand bloot te bowe gaan. En dis die goeie nuus. Dis die evangelie. Dit is wat ons as God se kinders, as kerk, vandag nog aan die wêreld moet gaan wys. Bring aan die volke die boodskap van hoop en bevryding. Dis wat Abraham moes doen, Isak en Jakob, Israel en nou die kerk. Bring aan die volke die boodskap van hoop en bevryding. Om vir die wêreld te sê, julle hoef nie vasgevang te wees in 'n spiraal van geweld nie, in liefdeloosheid en haat nie. Julle hoef nie te beklei vir mag en aansien nie. Jy kan oorgegee lewe aan die liefdevolle, getroue God. Dis 'n voorreg om hierdie boodskap, die boodskap van lewe, te mag dra na die wêreld. Abraham, Isak en Jakob en Israel, hulle moes die model wees. Hulle moes vir die wêreld wys, so lyk 'n verhouding met God. Dis so 'n verhouding van vertroue en genade lyk. Dis wat dit beteken om te lewe tot eer van die Here. En dis ook wat die Here vandag van ons, sy kerk, vra. Ook ons word vandag geroep as ware om te show and tell, om te wys en te vertel, om God se liefde te wys, om te vertel van God se liefde en genade en dit uit te leef in ons lewens, in hoe ons vir mense omgee, in hoe ons vir mense sorg, in hoe ons stry teen onreg, teen haat, teen geweld as God se kerk, geroep as profete en priesters en konings. Geliefdes, ons skuif vanaf Abraham en Isak en Jakob en Israel na ons, die kerk. Want dit is nou ons roeping om God se liefde en genade, God se seën in die wêreld te gaan uitleef. En terwyl ons dit besef, herinner die verhale in Genesis vir ons, God is lief vir die Hagars en die Ismaels van hierdie wêreld. God hoor die hulpgeroep, God sien die lyding, en dan bring hy uitkoms en bevryding. En dikwels gebruik hy ons, sy kerk, om dit te doen. God hoor die hulpgeroep, God sien die lyding, en hy help. En dis die uitnodiging aan ons, om God se liefde te gaan beliggaam, nie net hier in ons eie geloofsgemeenskap nie, maar ook buite die kerk, om te gee en lief te hê. Soos God liefhet, word ons geroep om lief te hê, onvoorwaardelik. En natuurlik is dit nie maklik nie. Maar die Bybel vertel vir ons daarom ook gelukkig, dat ons eie blinde kolle en ons eie vooroordele nie God se werk tot stilstand ruk nie. Hierdie verhale wil ons juis help om beter te kyk, dieper te luister, meer te vertrou. Want geliefdes, ons weet dat ons ook maar so dikwels, so Sarah, eintlik maar droog maak. As die Here ons nie help nie, kry ons dit dikwels nie reg om die Here se liefde uit te leef nie. Maar gelukkig,
Die Here werk steeds deur ons, deur sy kerk, deur ons swakhede. Want God is groter as die som van ons sonde en tekortkominge. En hy sal nie toelaat dat dit in die pad staan van sy plan nie. Geliefdes, mag ons onthou dat die feit dat God ons kies en ons roep en ons stuur, die feit dat ons sy kerk is, nie vir ons die alleen reg gee op God nie. Nee, ons moet juis net wys hoe lyk hierdie liefdesverhouding met die lewende God. Die God wat ook die Lotte en die Hagars en die Ismaels en die Esaus van hierdie wêreld liefhet en wat ook in hulle lewens werk. Die feit dat ons gekies is, dui op ons roeping. Dis wat ons moet uitleef. God se liefde vir die wêreld. Amen. Kom ons bid saam. Here, ons is bewus dat daar in hierdie wêreld 'n smagting is na u liefde en na u genade. Dat daar soveel mense is, Here, wat swaar kry en ly onder geweld en haat. Here, ons leef in 'n wêreld waar mense u so nodig het. Here, as ons bely dat u die God is wat sien, die God is wat hoor, die God is wat liefhet, oor grense heen onvoorwaardelik, en dat u kerk vir ons ook roep om dit te gaan doen. Here, om te staan waar u staan. Here, dat u ons saam nooi om saam met u te werk in hierdie wêreld. Dan vra ons, Here, help ons. Help ons om u liefde, u genade sigbaar te maak, sodat die wêreld kan glo. Here, dankie dat u ons raak sien. Here, ook ons wat nood het. Here, ons kan bid vir soveel persone wat siek is. Here, persone wat geliefdes aan die dood afgestaan het. Here, persone wat swaar kry. En ons weet, u sien elkeen van ons in ons unieke omstandighede raak. En Here, al wat u vra is, sien my ook raak. Here, daarom wil ons bely dat ons u raak sien. En ons weet u is by ons. En daarom hou ons aan u vas. Lei en bewaar ons dan ook so verder. In Jesus se naam. Amen. Geliefdes, ontvang nou die seën van die Here en gaan in sy vrede. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle sy vrede gee. Amen. Afkondigings vir die NG Kerk Grootbrakrivier 21 tot 28 Junie 2026. Sondag 21 Junie 2026. Leefkerk vandag om 5 uur onder leiding van Dominee Leon Cronje. Woensdag 24 Junie 2026, kooroefening by die orgel om 16:45. Marida se nommer is 082-471-0751. Vrydag 26 Junie 2026, die skole sluit. Sondag 28 Junie 2026. Die erediens is om 10 uur en word gelei deur Dominee Charney Viljoen. Geen kleuterkerk. Die ouers is welkom saam met die kinders in die kortste storie. Daar is ook geen kategese nie. Spesiale offer vir ondersteuningsbediening by die deure. Tee sal bedien word in die kerksaal na die afloop van die erediens. Die Groenkloof preek is om 10 uur, gelei deur Dominee Leon Cronje. Daar is geen leefkerk
tydens die skoolvakansie nie. Neem asseblief kennis. Klub 50 bied aan, kom speel saam. Ons gaan dromme speel en 'n hotdog eet. Dit vind plaas op 1 Julie om 10 uur in die Grootbrak Kerksaal. Die koste is R20 per persoon. Antwoord asseblief teen 28 Junie by Anina op 083 2761 909. Lofdans. Ons nooi u vriendelik uit om deel te raak van ons bediening waar ons die Here loof en mense bedien deur saam te dans. Ons beweeg ritmies saam op die maat van die musiek en wil graag mense seën met hierdie bediening. Ons oefen op Dinsdae om 10 uur in die kerksaal. Indien jy graag betrokke wil raak, kontak gerus vir Adrie Peens by 082 372 4063. WhatsApp broadcast groepe. Ons wil graag die broadcasting in WhatsApp gebruik om alle gemeente en erediensinligting aan u te kommunikeer. Die gewone blokinligting sal nog steeds deur die ou groepe kommunikeer. Om broadcast boodskappe te ontvang, stoor asseblief die kerkfoonnommer op u foon. Stuur dan 'n boodskap na die kerkfoon om aan te dui dat u by die broadcast groep wil aansluit. Ons wil niemand verloor nie. Vir enige navrae, kontak vir Dominee Charnay Viljoen, Dominee Leon Cronje of Hendrik Saaiman wat die kerkfoon 073 319 9807 hanteer vir die kommunikasiebediening. FEBA Radio Suid-Afrika. Ons bid vir FEBA se werk onder vlugtelinge. Stel jou voor dat jy gedwing word om uit jou huis te vlug weens oorlog, vervolging of 'n natuurramp en dan kry jy nêrens om weer huis te noem nie. Dis die werklikheid van meer as 100 miljoen ontheemdes in die wêreld. Baie FEBA luisteraars in Afrika en Eurasië is vlugtelinge wat hulle na ons programme wend vir die hoop en die samesyn wat in hulle omgewing ontbreek. Die gebed vir FEBA vir hierdie week is: bid dat elke vlugteling wat op FEBA Radio inskakel, nuwe lewe in Christus sal vind, as ook 'n nuwe tuiste in sy kerk. Die webwerf, nuut op 21 Junie 2026. Erediensbediening. Kry die skakel na die YouTube erediens van 21 Junie 2026 deur Dominee Leon Cronje. Getuienisbediening. Die skakel na Japan se jaarverslag is beskikbaar. Bybelstudiereekse. Skep asem vir vandag is 'n heerlike positiewe begin vir elke dag. Die weeklikse stof tot nadenke se tema is groei. Die weeklikse afkondigings, as ook lief en leed, is op die webtuiste indien u wil seker maak van enige iets. Ons leraars is Dominee Charnay Viljoen en Dominee Leon Cronje. Die adres van die kerkkantoor is Langstraat 10, Grootbrakrivier 6525 en die telefoonnommer is 044 620 2205. Ons webwerf se adres is www.nggrootbrak.co.za. Ons dank u vir u volgehoue bydrae en ondersteuning van die werk van die Here.